Goeiemôre, dit is dan vandag 6 Mei 2025, lesing 276 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou is ons die opskrif Genesaret oor die volk van Yeshua. Nou ja, ons het gister nou gelees hoe voel hierdie Romeinse regter en kommandant, hy was maar alles daar gewees oor die klomp fariseërs en hy het hulle baie ernstig aangevat en nou antwoord Yeshua in hoofstuk 1:6-4 en hy eintlik berisp by hierdie man 'n bietjie. Yeshua sê, wat my betref is jy sonder skuld. Let egter steeds daarop by jou bestuurshandelinge wat op mense betrekking het, dat jy daarbij nooit vergeet dat ook die sondaar jou broer is nie. Baie belangrike les vir ons, veral ons wat in die posisie is waar ons baie keer moet oordeel oor mense wat verkeerde dinge doen hier op die plaas. As jy in jou hart toorn voel oor die sondaar wat die geregtelike straf verdien het, neem die tugroede dan uit jou hand. In toorn is sy nooit 'n heilsame wegwyser nie, maar 'n slang, wat in die wond wat sy die wandelaar deur haar byt toebring, geen heilsame balsem nie, maar 'n dodelike gif inspuit, wat die gewonde die dood bring. Glo ook nie dat jy 'n vyand kwytraak deur hom die doodstraf te gee nie. Want as hy in die aardse lewe slegs 'n enkele vyand van jou was, dan sal hy na sy liggaamlike dood as vrye gees 'n 100voudige vyand van jou word en jou lewe lank met honderde kwade sake kwel en jy sal geen middel kan vind om jou te bevry van jou onsigbare vyand nie. Dit is 'n skrikwekkende waarheid wat Vader hier vir ons gee, is dat jou vyande selfs na die dood vanuit die geesteryk, natuurlik uit 'n sataniese geesteryk, kry hulle dan toestemming om jou te verpes. Die enigste manier waarop dit nie sal gebeur nie, is as jy in die reg was, sê nou maar in 'n oorlog waar jy jouself moes verdedig en jy jou vyand moes doodmaak. Of as jy in 'n situasie was waar jy jouself en jou gesin moes verweer het, en daarby saam dat jy in die waarheid van Vader is, dat jy sy gees as beskerming het, dan kan hulle jou niks maak nie, want sy gees sal dit verhoed. Maar so 'n ou wat vermoor is, of wat nou tereggestel is deur 'n staat, hy kan terugkom en almal wat te doen gehad het met sy teregstelling, kan hy in die gees verpes. Die regter, die ou wat die laksman was, die een wat veroorsaak het dat hy nou gehang moet word of wat ook al. Al daai mense het 'n geweldige blootstelling mits hulle of as hulle nie in Vader se orde is nie. As die Heilige Gees of die gees van apartheid hulle afseël, dan kan niks met hulle gebeur nie, mits dan ook die teregstelling verdien is, dat hy wel skuldig was. So dit is 'n baie, dis 'n denkeverandering wat jy moet ondergaan, want almal dink jou probleem is weg met die dood van die ou. En in vandag se lewe waar ons is, kan ons nou ook sê dat hierdie swart magte wat teen ons is en wat heeltyd hulle betogings en hulle allerhande krete en toi uitvoer, hulle word almal gevul met gestorwe geeste van hulle voorvaders. Party wat onlangs gegaan het, veral seker al die wat in die tronk was en wat tereggestel was deur ons regering. Ek praat van toe die blankes nog geheers het. En Vader het my gewys eendag dat so ver terug as Dingaan se gees
en Shaka se moordgees is in hierdie swart massas wanneer hulle toi. En dit het duidelik geword toe Zuma gesê het, Bloedrivier moet nog gewreek word. Wat het hy met Bloedrivier te doen? Maar die een wat wraak soek vir Bloedrivier is Dingaan. Want dit is daar waar hy al sy teëspoed in sy hele Zulu mag is gebreek. En daai wraak wil hy uitvoer en nou gebruik hy hierdie swartes as 'n middel, hy as parasitiese gees is nou besig om op hierdie goed te teer en hits hulle aan. So dit is 'n baie groot ding in die geesteslewe wanneer wesens en mense dood is en jy en ek het nie sy beskermde gees nie. Natuurlik, ons wat onder die gelofte is van 1838, wat maar net 'n versterking is van die gebooie wat Yeshua vir ons gegee het, kan hy niks aan doen nie. Hy's magteloos. Maar as jy nie onder daai verseeling is nie, gaan jy gaan pyn voel. Soos wat ons volk nou alreeds reg oor die land baie pyn voel en vermoor word by die hope. Dus, as jy iemand straf hom in liefde en nie in toorn nie. Maak dit daarom in die vervolg met die Fariseërs nie te bond nie. Bedink dat hulle blinde leiers van blindes is, maar dit is die wêreld wat hulle blind gemaak het, en die is van Satan, wat jy leer ken het. En dit geld seker dan ook vir ons predikante en pastore. Hulle is blinde leiers van blindes, maar hulle kom almal deur 'n kweekskool wat al amper 200 jaar bestaan in hierdie land. Miskien 'n bietjie meer. En die misleiding het gekom van die wêreld. Die wêreld in hierdie geval is vrymetselary en later aan die Wêreldraad van Kerke, die Rooms-Katolieke Kerk, al die invloede wat hulle op hierdie misleide pad gesplaas het. Maar hulle het 'n vrye wil en hulle het dit gekies. Hy sê, kyk, in my, Yeshua, is alle mag en gesag oor hemel en aarde. Dit staan ook in die Bybel. Hoekom sal ons dan nie na hom toe gaan nie? Hoekom moet ons nou allerhande drie-enige gode aanbid? Vader, Seun en Heilige Gees. Hier sê hy dit, my is alle mag en gesag gegee. As jy toch na 'n firma gaan en jy wil met die bestuurende direkteur praat, dan praat jy met hom. Jy gaan nie nog met van die ander direkteure praat nie. Jy praat met Yeshua, want die hele gesag, die Vader gesag, die Gees gesag, is binne in hom gesetel. Hy is die hoof van die heelal, soos wat ons gesing het vanmôre. Ek, Yeshua, sou hulle almal met een gedagte kon vernietig, en tog verdra ek hulle met groot geduld, tot op die regte oomblik, wanneer hulle maat vol is. Ook vir my maak die mense toornig, en my hart maak hulle deur hulle onverbeterlikheid treurig, maar tog verdra ek hulle, en kastei hulle steeds in liefde, sodat hulle sal verbeter, en kan ingaan in die ryk van die ewige lewe, waarvoor hulle geskape is. As jy dus 'n goeie regter wil wees, dan moet jy my, Yeshua, in alles navolg. Dit is natuurlijk makliker om 'n oordeel oor iemand uit te spreek, as om 'n oordeel te verdra. Maar wie die oordeel van 'n veroordeelde mens op hom neem, en dan sorg dat die veroordeelde weer op die goeie pad kom, hy sal eendag in Elohim se ryk 'n groot naam hê. Dink almal goed wat ek nou gesê het, want as ek dit so bepaal en wil hê,
dan kan julle tog nie anders wil hê en doen nie. Ek, Yeshua, is die meester oor lewe en dood. Slegs ek weet wat die lewe is en wat daarvoor nodig is om dit vir ewig te behou en dit in alle geluksaligheid te geniet. En ook so is hy meester oor die lewe en dood van hulle wat ons nou hierbo gelees het, wat tereggestel is, hulle wat in 'n oorlog doodgemaak is. Hy kan hulle toelaat om jou te verpes, of hy kan hulle van jou afhou. En natuurlik sal hy dit van sy kinders alweer van hulle af weghou. Maar nie van die ander nie, want hulle erken hom nie. As julle my leer sal navolg, dan sal julle die lewe in alle geluksaligheid behou. Maar as julle teen my leer inhandel, dan sal julle die lewe verloor en die dood ingaan, wat die ongelukkigste toestand van alle lewe is, 'n vuur wat nooit uitdoof nie, en 'n wurm wat nooit sterf nie. Die hoofman sê, meester, ek sien die noodsaak van dit alles maar al te goed in, maar ook die verskriklike moeilikheid om streng daarvolgens te lewe. Om klein heuweltjies gelyk te maak is nie so 'n groot kuns nie, maar as ons teenoor hele berge moeilikhede en hindernisse te staan kom, dan is dit ook al heeltemal onmoontlik om 'n regte weg verder deur te trek. Dan, meester, moet u ons help. Yeshua sê, juis, daarom het ek ook na hierdie wêreld toe gekom, om julle almal hulp aan te bied, waar julle uit julle self geen uitweg meer sou gevind het nie. Vertrou en bou daarom altyd op my naam, en daardeur sal vir julle dit wat onmoontlik lyk, moontlik word. Maar nou gaan ons weer huis toe, want die son gaan al byna onder. Nou, hoe bou en vertrou jy op sy naam? Eenvoudig, deur te doen wat hy sê, deur sy leer wat hy vir ons gebring het na te kom, in alle aspekte van jou lewe. Jy kan nie so 'n bietjie dit doen nie, en dan weer 'n bietjie politiek, en dan weer 'n bietjie ander wêreldse dingetjies intrek nie. Ten alle tye, terwyl ons in die wêreld is, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie wêreld, moet ons Yeshua se leer nakom. Dis maar net vir ons beswil. Daardie gebooie wat hy gegee het in Matteus 5, 6 en 7, wat hy noem die bergpredikasie, dit is ons skuiling. Wanneer ons daarin optree en dit doen, dan is ons in sy naam. Dan vertrou en bou ons op sy naam. Die leier van die skeepsnegte vra toe tot wanneer hy die skip vir 'n moontlike afvaart gereed moet maak. Yeshua sê, julle moet elke uur gereed staan om te kan wegvaar, sodat die meester van die skip, as hy voortydig sou kom, julle nie lui en werkloos sal vind, en julle dan julle loon ontneem en ontslaan nie. Ja, om Elohim te dien is lig, maar om die mense te dien is swaar. Die leier van die skeepsnegte vra verder, meester, gestel dat die Fariseërs, wat gister vermoedelik as sendelinge en bekeerders na Jesaja getrek het, om die Judeërs wat meerendeels na die Hellenisme oorgegaan het, weer vir die tempel te wen, môre weer hiernatoe sou terugkom, en gestel dat hulle met ons 'n twisgesprek wil begin, oor die 47ste Psalm, soos wat hulle ons beloof het, wat moet ons dan aan hulle sê? Yeshua sê, beloof hulle dan 7 geldstukke, as hulle die Psalm goed kan uitlê. Lê hulle hom sleg uit, dan kry hulle niks. Kan hulle hom egter glad nie aan julle uitlê nie, dan moet julle die reg hê om van hulle 7 goeie geldstukke te eis, en hulle, as hulle die betaling sou weier, onder bedreiging van militêre hulp, van hulle af te neem. Die hoofman sê, kom dan maar na my toe, dan moet hulle sonder verskoning 7x7 geldstukke betaal. Nou, wat
wat die Joshua hier vir hulle sê, toe hulle vra of hulle die boot moet gereed hou, toe antwoord hy hulle in die gees, want elke organisasie kan as 'n boot beskou word. Die dogter van Sion is 'n boot, die Philadelphia Ark is 'n boot, en hy sê ons moet altyd gereed staan, want ons weet nie wanneer of die meeste voortydig gaan kom nie. Nou wegvaar beteken om besig te wees met wat? Om te bou op sy naam, die vorige paragraaf, te doen wat hy sê. So ons moet altyd gereed wees of ons moet Joshua elke oomblik verwag. En as jy Joshua verwag, gaan jy hom tog nou nie sê in die ergste geval in 'n nagklub of in 'n dobbelsaal of iewers vir hom wag nie. Jy gaan vir hom wag waar jy op jou beste is en nie 'n vertoon nie, maar soos wat jy altyd is. Hy sal 'n tweegesig of 'n skynheilige dadelik uitken. So dis vir my die les wat hy vir hulle hier het. Die 7 geldstukke kan ek nou nie eintlik iets daaruit sien nie, maar hy betaal eintlik maar net daai klomp fariseërs in eie munt terug. Die skeepsregte is dit hiermee heeltemal eens, en ons gaan na die stad en daar na die huis van Ebal, waar die bedienis druk besig is om 'n goeie aandete vir ons klaar te maak, want die son het al ondergegaan. Die hoofman neem die 200 pond silwer in ontvangs en gee dit aan Ebal met die woorde: neem dit aan as 'n klein skadeloosstelling vir die talle honderde en nogmaals honderde armes en siekes wat jy verpleeg het, en van wie jy nooit ook maar 'n oortjie verlang het nie. Jy is egter die enigste mens in die stad wat die naam van mens verdien. Al die ander volke van hierdie stad verdien die erenaam nie, want hulle is morsdood. Hulle bekommer hulle niks nie en voer ook niks uit nie. Dink julle dat al die wonders wat hier in hierdie paar dae gebeur het, ook maar enige indruk op die volk gemaak het? Sekerlik nie. Hierdie bangjanne loop rond asof daar niks aan die gebeur is nie. Ja, die siekes het hulle wel laat genees, maar het nouliks daarvoor dankie gesê, en dink daar nou ook nouliks meer aan, nie dat hulle siek was nie, en dat hulle van hulle siekte besonder wonderbaarlik genees is. Daarom is Ebal ook die enigste mens in hierdie stad. Al die ander is egter meer dier as mens. Ebal neem die geld aan met die opmerking dat hy dit slegs vir die beste en vir die mees dienende doeleindes vir die mense sal gebruik. Ons het al voorheen gesien dat Joshua ook hierdie opmerking gemaak het, dat hierdie siekes wat hy gesond gemaak het, hy het hulle net weggestuur. Hy sê hulle is nie in staat om die diepere dinge van die gees te ontvang nie. Ek dink hy het hulle nog as dom beskryf, en dat hulle nie sal ophou met hulle oorsaak van hulle siektes nie. En ons het 'n bietjie onthou ek nog uit die vorige lesings, hulle is meerendeels varkboere gewees, wat natuurlik ook hulle vergryp het aan varkvleis, wat dan 'n onreine effek het in die mens, nie net in sy liggaam nie, maar ook in sy siel. En dat hy ook gesê dat hierdie mense hulle besig hou met buiteegtelike dade, met seunskending, met onder andere maagde wat hulle geskend het, wat ek nog kan onthou, wat hulle geglo het dat hulle genees sal word as hulle 'n maagd verkrag. Gebruike wat vandag nog in Afrika voorkom, hier in ons land, glo hulle dit. So dit is die tipe mens wat daar was. Hulle het wel genesing gekry, maar hulle kon nie redding kry nie, want hulle is, soos wat hierdie ou sê, meer dier as mens. En hulle is heeltemal dood vir die gees. Nou vra 'n mens nou vir jouself af, maar wat is dan die doel? Hoekom het Vader hierdie mense dan op aarde toegelaat? Alles wat hy doen het 'n doel. Soos wat in die vorige
ontwikkelingsperiode van die aarde. Die 5de ontwikkelingsperiode. Ons is nou in die 6de ontwikkelingsperiode wat begin het met Adam en met 'n totale herskeping van hierdie aardse alles, bome, plante ensovoorts. Was daar in die 5de skepingsperiode, was daar regoplopende, aapagtige wesens, wat alreeds die vermoë gehad het om landbou te beoefen, hulle kon diere mak maak, en hulle het in troppe, in groepe, saam gewoon, en hulle het 'n tipe van 'n onderlinge gemeenskap gehad. Maar hulle het nie werklike taal gehad nie, hulle het net 'n basiese klik-klak geluide gemaak. Ons noem daardie goed nou prehistoriese mense. Maar dit is nie prehistoriese mense nie, dis prehistoriese diere, wat op die hoogste vlak gestaan het van die 5de ontwikkelingsvlak se diereryk. Nou die diereryk op die 5de vlak het bestaan uit ontsettende groot goed soos mammoete, dinosourusse, ander ontsettende groot diere. En nou weet ons dat diere gebruik word deur Vader om sieledele voor te berei om uiteindelik in mense in te gaan. En so was hierdie regoplopende dierwesens die laaste stadium van sieledele se pad, wat nou deurgekom het uit al die skepings, van die minerale plante tot die hoogste dierskepping. En daarom het hy 2 van hierdie spesies, het hy deurgelaat na die 6de skepingsperiode, wat hy sê, wat ek gewoonlik nie doen nie, ek laat niks deurkom van 'n skepingsperiode nie. Maar die doel, as ek na die hele siele leer moet kyk, was om die plek te vul van daai regoplopende aapwesens, waarvan hulle nou die dag hier buitekant Kreeusdorp, in die Sterkfontein grotte, kon hulle van die goedse oorblyfsels kry. Onder in Hartswater Taung het hulle van die oorblyfsels gekry. En die swarte is interessant, sê hy, this is our forefathers. Tabo en Bekkie daai plek geopen. Dit is so 'n molshoop wat hulle noem the cradle of the nation. Mankind. Cradle of mankind. Hulle is daar reg. Cradle of humankind, of mankind. It's a kind of human. It's not a human. Ek en jy is humans. Die woord Adam, wat reg deur die skrif kom, tipeer 'n blanke wese. So hierdie wesens moet daar wees, en hulle het nou vermeng met die Adamiet, in die tyd van Gam, en in die tyd later, en nou veral in die wêreld. Hulle is daar vir sieledele om ryp te word. Dis al. Hoe meer liefde hulle onder mekaar het, hoe beter gaan die sieledele vorm binne in hulle. Hoe vreder en dierliker hulle is, hoe minder gaan die sieledele enige voordeel kry, en sal daai sieledele by afsterwe weer eens deur engele in ander beter vorms geplaas word. Maar dit is hoekom Vader op hierdie aarde, wel is die enigste rede wat ek kan sien, hoekom hy so 'n groot verskeidenheid rasse toelaat. Van die ergste dierrasse, die wreedste, daar is nog omtrent iets soos 20-30 rasse of spesies wat hulle nog nie eens ontdek het nie in die Amazone en op eilande, wat so wreed is, enige ou wat daar aankom, die vreet hulle op. So hulle is almal, die mense is te bang om daarheen te gaan. Van hulle reg deur tot van hulle wat jy baie beskaafd kry, maar nog steeds dien hulle die siele leer, sodat sieledele kan verbeter in hierdie hoogste vorm van die diereryk. Ons gaan aan. Hemelse kwade ingrype. Na hierdie hoofstuk 165, na hierdie gesprek kom die dienaars al met wyn en brood en 'n hoeveelheid goed toebereide visse aan.
en elkeen gaan sit aan die ryk voorsiende tafel. Jara plaas vir Raphael by haar aan die tafel en sit hom 'n groot vis voor om op te eet. Maar Raphael sê, liewe sussie, dit is beslis te veel vir 'n aandete. Gee my liewer 'n kleiner vis. Jara sê, o, ek het jou tog vanmiddag 'n aantal sulke visse sien opeet. Dis sal jy vanaand ook met hierdie goed kan klaarspeel. Onthou die Raphael is nou 'n engel. Eet maar. Kyk, my meester Yeshua is wel 'n eindelose groter en meer verhewe gees as jy. En tog eet hy nou al met sigbare genoeg sy tweede vis. En daarby drink hy ook nog wyn en eet hy altyd 'n stuk brood. So moet jy dit ook doen. Wees nou net eers 'n mens soos ons en wees, omdat jy andersins 'n hoofengel van Elohim is, nie so geringskatting oor ons menslike dinge nie. Raphael sê, nou as jy dit beslis so wil, dan moet ek my na jou wil rig, want jy is nou eenmaal 'n baie aardige kind, en uit liefde vir jou kan 'n mens jou niks weier nie. Toe neem Raphael die vis wat ten minste 5 pond geweeg het, in sy hand, nou dis wat omtrent 2 kilos, nee, dis 'n lekker groot vis. Bring hom na sy mond toe en eet hom in 'n ongelooflike vinnige oomblik op. Ek het verduidelik hoe engele se spysverteringsstelsel werk. Hulle neem die vis in by die mond en die hele liggaam neem die vis op. En die hele liggaam proe ook die vis. Nie net die mond en die speeksel nie. Toe Jara dit sien, sê sy heeltemal oorbluf. Maar om Jahwe se wil, waar het jy die groot vis nou so gou gebeere? Vriend, met so eetvermoë sou jy met groot gemak 'n gebraaide seemonster kon opeet. Om met een hap die groot vis, in wie se maag Jona 3 dae opgesluit was, te laat verdwyn, sou vir jou waarskynlik net 'n grappie wees. Raphael sê, ook duisende van die visse sou ek so te sê met gemak kon eet. Maar nou is dit voldoende. Die vis het vir my egter goed gesmaak. Ek sou hom ook langsaam soos jy kon opeet, maar dan sou jy op die gedagte gekom het, dat ek heeltemal 'n aardse mens is, en dit sou nie goed vir jou wees nie, omdat jy dan op my persoon, respektiewelik my gestalte, verlief sou kon word. Maar nou dat ek jou 'n keer laat sien het, dat ek nog geen volkome aardmens is nie, skrik dit jou heeltemal af, en bly jy sonder moeite in jou, en ek in my gewone doen en late. Jy sal nog wel meer sulke opsetlike dinge van my beleef. As ek wil, kan ek egter ook onaangenaam word, maar die onaangenaam wees het steeds 'n wyse oorsaak. Jara sê vir hom, ek vind dit egter nie snaaks van jou, as jy byvoorbeeld slegs deur 'n onaangename handelswyse die een of ander goeie doel wil bereik nie. Kyk na die meester aan wie al my liefde toebehoort. Hy bring ook sonder 'n onaangename daad, maar net goeie dinge tot stand. Waarom nie jy nie? Ek vind, en daarby bly ek, dat iets onaangenaams altyd weer iets onaangenaams sal oproep, en slegs die goeie weer die goeie. Wie by my iets goeds deur iets onaangenaams wil bereik, die vergis hom geweldig, ook al was hy 'n 1000-voudige engel. Ek waarsku jou dat jy nie met iets onaangenaams by my moet aankom nie, anders kan jy eerder wegbly. Ek is maar 'n swak meisie, ja, selfs vir jou maar 'n wurmpie, maar tog woon Elohim se liefde in my hart, en sy vertraan niks wat ook maar skynbaar onaangenaam is nie. Verstaan jy dit, liewe Raphael? Vers 7, Raphael sê, o ja, dit is goed te verstaan, en daarom verstaan ek dit ook goed, maar dit is egter duidelik dat jy my misplaas het, omdat jy my tydelik oor wat onaangenaam is nie verstaan het nie. As jy my eenmaal sal verstaan, dan sal jy nie so ergerlik teenoor my wees nie. Maar, sodat jy kan sien dat die hemelse onaangenaam ook 'n skitterende deeg is, sal ek dit vir jou met 'n klein voorbeeld goed duidelik maak. Kyk, ons hemelgeeste sien baie ver. Wat ons met een blik duidelik sien, kan jou gedagte nie bevat nie. Dit gebeur baie dikwels dat ergens, veral op hierdie aarde,
die mense egter met opset sleg word. Ons trek hulle 100 kere van 'n groot gevaar weg, maar hulle kan dit nie nalat om hulle opnuut in dieselfde gevaar te begeef nie. As alles dan nie help nie, laat ons uiteindelik toe dat die mens homself weer moetswillig in gevaar begeef, en dan laat ons hom daarom so behoorlik op sy eentjie, dat hy daardeur dikwels vir lang tye alle begeertes los. As hy dan verstandig word, het hy deur die ervaring geleer, en laat sy moetswilligheid en dikwels kwade onsin vaar, en dit is dan asof die mens homself verbeter het. So kan sekere ouers hulle kinders nie dikwels genoeg en met voldoende resultaat waarsku oor bepaalde speletjies wat dikwels baie gevaarlik kan word nie. Dan kom ons met ons hemelse onaangenaamheid en maak dat sulke kinders hulle met hulle verbode speletjies baie gevoelig verwond. Dikwels laat ons dit selfs toe dat 'n kind die ongehoorsaamheid met die dood bekoop, as afskrikwekkende voorbeeld vir die ander. Die kinders word daardeur afgeskrik, kry eindelik 'n groot angs vir die gevaarlike verbode speletjies en doen dit nie meer nie. Dan is die spreuk op hulle van toepassing. 'n gebrande kind vrees die vuur. Ook by jou het ek al 'n aantal aardjare gelede al 'n paar maal 'n soortgelyke hemelse onaangenaamheid uitgevoer. En dit het jou baie goed gehelp. En dit is die rede waarom jy daarna baie gou 'n egte gelowige kind geword het. Wel, wat sê jy nou van my onaangenaam wees? En dit is werklik so, dat die engele elke oomblik van die dag met ons besig is. Veral daardie 7 aartsengele wat op die bord is, waarvan Raphael een is. Elkeen het sy eie onafhanklike gebied waarin hy werk. Maar as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Dis maar hoe dit werk. Jy bly vir 'n kind sê, moenie aan die stoofplaat vat nie, dan sê hy al ewig neek hy na die stoof toe. Los hom, laat hy sy hand op die stoofplaat sit. Baie seer, hy gaan dalk blaas hy, maar hy sal dit nie weer doen nie. En so is dit met alles wat ons as groot mense ook ervaar. Werk ook soos wat die kinders dit doen. Ons is nou onder 'n straf gerig weens ons eie ongehoorsaamheid. Ons leiers het vrywillig hierdie land weggegee, vrywillig vir ons belieg en gesê dat dit so Ethiopië gaan wees. Kan julle nog onthou, eie skole, eie hospitale, eie kultuur, al daai goed, as nie meer 'n spoor van dit nie. Maar nou moet ons daai straf verdra, want ons wou nie luister nie. Luister na die woord nie. En dat ons nie ons God moet verloon nie, en dat hierdie grond wat ons gehad het, is deur hom aan ons gegee, duur gekoop met die bloed van ons voorvaders. Het ons net so goedkoop opgeoffer. Nou moet ons die dragslaaf vat, vir hoe lank weet ons nie. Het gaan al meer as 30 jaar so. Maar daar is verseker lig in die tonnel, as die volk weer regkom en die dinge doen wat vereis word van Vader, dan sal die juk ook weggevat word. Maar dit sal nog seker 'n tydjie vat, want die volk weet nie wat hulle gedoen het wat verkeerd is nie. En die hoofrede is dat hulle die gebod vir liefde tot van liefde tot die Vader verontagsaam het en 'n ander God begin aanbid het, en hulle het die liefde vir die naaste volksgenoot het hulle by die deur uitgegooi. En hulle het in elke plakkerskamp, swart plakkerskamp en lokasie het hulle gaan bediening doen. En so het hulle die vyand gesterk in sy kwaad. En ons mense loop in die strate hier in Pretoria Wes. Eergister weer 'n ou gesien, bukke in die Astrom, kyk of daar nie kos is nie. Dit is waar ons volk is. Ons volk is nou in Wendy huisies, in mense se plekke soos hier. Al hierdie dinge is 'n gevolg van ons ongehoorsaamheid.
So, ek dink hier is vir ons redelike lesse hierin. Vir my is hier baie lesse in, hoe om met mense te werk, want jy word kwaad. Wie gaan nie kwaad word vir 'n pedofiel nie? Maar as jy werklik gaan kyk na daai ou se lewe, dan was hy gemolesteer toe hy as kind was, 99% van hulle. So hy is ook net 'n wêreldsondaar wat dan weer dieselfde sonde doen omdat hy met daai selfde gees besete is. En sodra jy kan sien dat 'n ou wat sulke walglike sonde doen, ek noem nou maar die een, en besef dat hy deur 'n duiwelse gees gepla is en gemotiveer word om dit te doen, dan sal jou toorn versag en sal jy dan kyk of jy nie bevryding kan bring vir so 'n persoon in plaas van straf nie. Baie dankie.